Prys sy naam, kom ons sit. Hemelvaart. Loof die Here. Ek wil vanaand in hierdie gehoor en profeteer. Kan jy dit vat? Dis mense wat vanaand hier sit. En jy het met die Here gepraat vandag. Sê maar ek kom nie op nie, die Here sê, houd op. Houd op. There will be a better life now in Christ. Daar is seëninge wat jou kant toe gaan kom, en daar gaan, hoor my, die Here gaan mense planne gee, wat die wêreld nie kan keer nie. Baie mense het die goed probeer, maar die Here sit dit in jou hand vanaand met 'n spesifieke rede, maar jy sal die rede verstaan en kan werk, as jy weet, dit gaan nie net oor jou nie, maar ook oor die koninkryk. Amen? Sal jy betroubaar kan wees? Kan die Here jou vertrou? Maak gereed. Maak jou skure groter. Dan beplan jou skure. Here gaan nie vir jou 'n oes van 20.000 ton op jou gooi, as jy net 'n skuur het vir 1.000 ton nie. Kry jou kapasiteit groter. Kapasiteit. Dis Hemelvaart, Johannes 14:1, almal ken dit. Ek gaan 2 gedeeltes lees, wat baie bekend is rondom Hemelvaart, en dan gaan ek iets anders te lees. En dit gaan nou aansluit by wat ek nou geprofeteer het, ek het nie besef wat ons doen nie, en hoor my, Claudia het nie geweet waarna toe ek preek nie. En toe hulle begin met hierdie musiekkeuse, sê ek, Here, U wil iets sê. Johannes 14 vanaf vers 1, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, maar glo ook in my. Jesus praat met sy disciples. Jy disciple. Ja, dit was gisterand so skitterend toe ons woordskool begin, en Marguerite bied dit aan. Ek bied dit nie aan nie, as jy gedink het, ek preek nou nog 'n aand, ek doen dit. Die woordskool, sy fasiliteer die hele ding. En weet jy wat, gisterand toe ek met haar praat, en haar man is saam met haar hier. En ons besef, ons kom 'n pad van 10 jaar. Ek het hulle 2 getrou. En ons besef net die krag in disipelskap. Die krag in konstant groei. Sy het gegroei binne die gemeente, sy het gaan sit by plekke buite die gemeente, maar haar fokus was groei. En haar man het ingekoop, en die Here het hulle geseën, en dit was 'n celebration om hulle gisterand te release, waar hulle 'n woordskool aanbied. Maar nou begin Jesus, en hy praat met sy disciples, hulle wat connected is. Sê so 'n bietjie, ek kan nie 'n disipel wees en nie connected wees nie. Hier in die garage, hier buite, staan 'n bus, en langs hom staan so 7 voet trailer, dis eintlik my trailer. Maar weet jy wat, daai trailer was vir die afgelope 10 jaar nie aan 'n kar geconnect. Wat help hy? Ek het 'n trailer. Hy's geregistreer as 'n trailer, maar ek sleep hom nêrens nie. Baie mense sê, hoor jy, ek is 'n disciple. You're not connected. Jy het 'n label. Ja, ons het stickers, Christen, label. Ek kyk vanmôre vir 'n oomblik na daai regter wat daai uitspraak lewer en daai opspraakwekkende saak. Ek het dit so 'n bietjie gevolg en ek sê, Jesus, maar hierdie ou moet 'n disipel wees. Uit sy praat kan ek hoor. Hierdie ou moet 'n kind van God wees, diep. Maar nou kom Jesus en hy sê vir sy disciples, hy weet wat gaan nou gebeur, môre gebeur.
Hy sê vir hulle, nommer 1, moenie laat jou hart ontsteld raak nie. Dis baie moeilik. Dis baie moeilik. Want as ek na die feite kyk, dan is my hart klaar in 'n ander omwenteling. Wat is die remedy? Wat is die herstelpunt vir ek moet nie laat my hart ontsteld word nie? Gistermiddag op 'n call stuur een van die ander pastore in die dorp vir my 'n screenshot van wat iemand in die dorp van my sê op Facebook. Hy sê, jong, wat gaan ons doen? Ek sê, jong, daar is 'n klomp boemelaars wat my ook vloek, so ek worry nie. Gaan jy nie optree nie? Ek sê, nee, as ek optree, dan los die Here dit. Laat hy dit sê. Het jy gesien, hy het 2 followers en een het gekyk na dit. Moenie laat jou hart ontsteld word nie. Hoe kry ek dit reg? Nommer 1, glo God, glo in Jesus. En nou maak 'n aantekening, gaan lees dit weer, Galasiërs 2 vers 20. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou lewe in die vlees, leef ek in die geloof, in die seun van God Jesus Christus. Hier sê Jesus dit. Hoe meer ek in geloof praat, geloof dink, geloof reageer, hoe minder is die kans dat my hart ontsteld gaan raak deur wat ek sien en hoor in my natuurlike oë. En dan sê hy, glo my, vers 2, hy sê in die huis van my Vader is daar baie woninge. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Hy profeteer dit vir hulle. Wat doen hy nou? Hy berei nog steeds plek voor. Dalk sê al hierdie jare net aan my plek en jy is nie so belangrik nie. Maar elke dag is al 'n nuwe miljoen mense wat na die Here toe kom dals. Wêreldwyd. En hy berei vir hulle plek. Die oomblik wat hulle die besluit maak, sê hy, dis 'n new name written, kom ons maak vir hom plek. Kom ons berei vir hom plek. Ons sien sy kapasiteit. Hy sê vir my en jou, deur daai vers, hy is vanaand besig om vir jou plek te berei. As jou kapasiteit vergroot in geloof, is jou plek wat hy voorberei groter. Hy het nie besluit, jare terug, man, jy gaan 'n RDP kry nie. Hou daai sin. Hy sê, as dit nie so was nie, sou ek, Jesus, dit vir julle gesê het. So met ander woorde, daai feit is onomwrikbaar, dit staan vas. Vers 3, en as ek gegaan het, dis vandag nou, daai dag se herdenking, dat hy gegaan het, as ek gegaan het, en vir julle plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem. Hy gaan weer kom. Hy gaan, as hy nou kom, kom hy op die wolke. Elke oog sal hom sien. En ons gaan na hom toe. Hy kom nie op die aarde loop nou eers nie. Ek en jy gaan na hom toe. Die dooies gaan saam met ons. In 'n oomblik, in 'n oogwink, 'n wonderwerk van net God. Sodat julle ook kan wees waar ek nou is. So ons gaan na hom toe. Handelinge 1 vers 9. Nou die disippels het gehoor, en nou in Handelinge, nou skryf hulle terugwerkend, hulle vertel wat het nou daartoe verder gebeur, en nadat hy dit gesê het, hierdie goed gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Hoorie wat hier gebeur het. Jesus het nie geloop en toe sy op 'n wolkie en toe sy weg nie.
Hy het met hulle gepraat en die volgende oomblik is hy in die hemel geruk. Hy's weggeneem, kom. Klaar, net so. Dis die oomblik. Terwyl hulle dit sien, daar gaan hy, weg is hy. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. 'n wolk van God se teenwoordigheid. 'n wolk van God. Want hulle, die disippels, kon nie God sien en bly leef nie. Maar hier is hy besig om te profeteer en 'n wolk van teenwoordigheid. Hier moet jy mooi luister. As jy wil inkom in die blessing en die release van God se profetiese droom vir jou, moet ek en jy in die wolk beweeg. Ons het te lank gesê, ons wil net die wolk sien, jy moet onder daai wolk beweeg, want dis waar die wonderwerke gebeur. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, 2 engele. Wat sê Galileese manne? Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom uit die hemel, of in die hemel sien wegvaar het. Wat kom doen daai 2 engele? Hulle kom bevestig Johannes 14. Hulle staan nie en hulle sê vir hulle, luister, soos wat julle hom op hierdie wolk sien, hy het nie net, kan nie. Hy's weggevat en geruk in die hemel in die wolk van heerlikheid, en nou sê hy, net so, hy gaan net so met die wolk terugkom. Maar dit gaan 'n wolk van God se teenwoordigheid wees. Want dit gaan geen mense toedoen wees nie. Maar nou daai 2 gedeeltes is vir my sprekend van Jesus se omgee. Dat hy nie wil hê jy moet in onkunde wees nie. Jy sal sy wil ken, jy sal weet wat kom, want hy sê ook, ek gaan niks doen as ek nie vir my diensknegte, die profete, dit eerste gesê het nie. Daarom is dit baie belangrik dat ons nie in vandag se tyd die profete net sal weggooi nie. Maar in 'n gemeente moet daar ruimte wees vir die profetiese. Maar dit is 'n trustworthy ruimte. Want daar is verantwoordbaarheid. As dit nie gebeur nie, weet jy, Dries is môre nog hier, ek kan hom gaan vra, wat gaat jy aanbid saam met my, of hoe, of wat, of wie ook al profeteer. Daar moet ruimte wees vir hierdie profetiese insig, en dit word gevolg deur die bevestiging, deur wonders en tekens en kragtige dade. Jesus sê dit gaan gebeur, die volgende oomblik Handelinge 1 sê dit, koep, daar gebeur dit, en terwyl dit gebeur het, en hierdie ouens staan en kyk en hulle sê, wow, staan hier 'n engel van God by hulle, en hy bevestig wat hulle gehoor het in Johannes 14, want Jesus is lief vir jou. Hy sê, ek sal jou nie begewe en verlaat nie. Ek sal jou nie laat wonder en wonder nie. Ek sal engele release om in jou hart in te spreek en te bevestig wat sy woord gesê het. Nou hierdie engele kom profeteer nie iets buite anders nie. Hulle bevestig wat Jesus reeds gesê het. Dis vanaand belangrik. Ons moet weer vat wat Jesus gesê het. En dan gaan engele dit wat hy gesê het en wat aan die gebeur is, bevestig. Maar onthou nou, hulle kom ook net en hulle praat ten dele, hulle praat van hy's weg en hy kom terug. Hulle herhaal nie eers die gedeelte, ek gaan vir julle plek voorberei. Maar nou, okay, so hoopie, some golden day break, Jesus will come.
Tot dan hou ons nou maar aan en ons is stikkend en gebukkend en ons kry al die pak van die duiwel. Nee, stellig nie. Efesiërs 2 vanaf vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, nou moet jy mooi luister, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, dieselfde opwekkingskrag wat Christus uit die doodheid laat opstaan, daar dieselfde opwekkingskrag spring in jou op as jy jou sonde bely en Jesus aanneem, want hy maak jou lewend, God maak jou lewend uit die dood uit. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my, want God het my lewend gemaak. En as dieselfde gees van hom wat Christus uit die dood uit opgewek het in julle sterflike liggame, dan sal hy, daai gees, jou sterflike liggaam ook versterk. Lewend gemaak, en dan kom die vertalers en hulle sit so 'n koppeltekenkie en hulle sê, uit genade is julle gered. Nie omdat jy elke Sondag hier gesit het nie. Nie omdat jy gaan klere koop het wat pas by 'n kerk nie. Jy is gered uit genade. Jy is gered uit genade. Baie van ons het al vergeet dat ons gered is uit genade. Maar nou moet jy mooi luister, ek het nog net 2 versies, dan gaan ons huis toe. En saam opgewek. Saam opgewek. En saam laat sit. In die hemele. In Christus Jesus. Wanneer? Vanaand. Hy is opgewek uit die dode. En hierdie versie sê, vanaand, hierdie lewe wat ek nou lewe in die gees, Galasiërs 2 vers 20 in die geloof, vanaand, het ek beweegruimte in hemelse plekke. Saam met Christus. Ek leef hierso. My adres is Vinsbury Singel nommer 9. Maar in die gees, I will call those things that be not just as though they were. In die geloof. Omdat sy liefde my gered het. En hy hierdie beloftes oor sy kinders release het. Ons het jare terug gesing, sy kinders verlaat hy nooit. Met hom gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. Stem jy saam? Goed. So as ons vanaand hemelvaart vier, en ons glo dat hy nou by die Vader is, hy's met die wolk weg, en die engel het gesê, maar moenie hartseer word nie, moenie laat jou hart ontsteld word nie, hy gaan weer terugkom in 'n wolk, maar vanaand is hy in die troonkamer van God, en ek het in hom gesterf, en ek is in hom opgewek, deur dieselfde krag van God, dan het ek in die gees toegang tot hemelse plekke. Dan het ek vanaand toegang
tot hemelse autoriteit. Dan het die duiwel rede om te sidder as ek my oë oopmaak. Maar ek moet in hom wees. Ek moet in hom leef. In him we live and reign and rule and have our being. Daai 4 goed. Live, reign, rule and have our being. Ek heers, want hy het my aangestel om te heers. Sondagmiddag kom ek by die huis, en een van my hondjies is siekerig, ek kyk nou om ek toch uit porsluiskoors, ek sien nie op sy koppie, as 'n ding wat lyk soos 'n moesie wat daar uitkom. En ek bel iemand, hulle sê, jong, daai is nie mooi nie. Dit kan kanker wees. Ek sê, dankie, nou het hy 'n naam ook. Sê die foon neer, Dr. Anthony Davies gebel, hy was vir jare ons veearts in die dorp, in die gemeente op. Neem my foto's die, hy sê dit kan kanker wees, ek dankie, nou het hy 'n naam. As hy 'n naam het, kan hy buig. Ja, maar sê wat, sê kom hier sit, hou die hondjie vas, ek sit my hand op die kop. Die Here is die skepping. Ek bid nie die bloed oor hom nie, ek bid die genesing van 'n skepper oor hierdie hond. Gister toe hol hy die hele dorp vol. Jy sien, ek en jy moet besef, ons moet heers. Jesus gaan nie vir jou heers nie. Jy is geskapen na sy beeld, in Christus opgewek, lewend gemaak, saam opgewek, en laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ja, as ek vanaand hier sit, of hier staan en preek, dan sit my gees eintlik, my gees sit. As ek sit, weerspieël dit eintlik ontspan. Julle sit, meeste van julle sit, en jy ontvang, maar jy is eintlik ontspanne. Jy sien, want dis wat Jesus gesê het, moenie laat jou hart ontsteld wees nie, want jy sit eintlik in hemelse plekke. Klim van jou sak en as af, because he gave beauty for ashes. He turns grave into gardens. Hy kan, net hy kan, verander jou attitude. Hoe gaan dit nou lyk, as ek by hierdie absolute wonderlike diner sit? Dis net kristalle en silwer en goud en aangetrek en ons is baie grand en daar sit ek en ek vertel vir almal, weet jy, ek is eintlik 'n ou armlastige. Ja, maar wat soek jy hier? Want jou mond praat nie wat ons sien nie. Jy moet nooit vergeet nie, toe jy wedergebore is, het hy jou geklee met 'n wit kleed. En nou sit ek in hemelse plekke, in 'n wit kleed, heel waarskynlik by die voete van Jesus, en sy voete is aan die regterhand van God, waar daar krag is,
En elke oggend as ek met hom begin praat, hy weet nie dus, of hy besef, hy werk nie in die oggende nie, maar by my in die oggend, nou begin ek, en nou sit ek in hierdie hemelse plek, ek kry die prentjie. En nou sê ek, Here Jesus, ek is maar net 'n sondaar. Sondaar met 'n wit kleed aan. Hallo? Dit wat jy sê en dit wat ek sien is twee goed. Change your speech. Praat bietjie anders. Ek is tot alles in staat. Maar jy loop nog in krikke, maar watch my. Die bank bel nog om te hoor of ek lewe. Ja, omdat hulle belangstel nie, hulle wil net nie verloor nie. Hou my dop. Finansieel, liggaamlik. Dokter het gesê, my heup het 'n probleem, en het niks te doen met 'n klip waarop ek geslaap het soos Jakob nie. Maar hou my dop, want ek sit in hemelse plekke, waar genesing is, waar oorwinning is. Maar die lewe wat ek nou lewe, hy is nog so 'n bietjie lam, maar ek leef in die geloof. Waarin? In die Seun. Want wat? Hy het arm geword, dat ek ryk kan wees. Deur sy wonde, het daar genesing gekom. En toe hy aan die kruis sterf, was daar heerskappy op sy skouers. En die heerskappy van sonde en die vloek van die ekonomie van hierdie aarde sterf in my, en ek is opgewek in Christus saam met hom. En ek sit geestelik in hemelse plekke. Is daar debatte daar? Nee, daar's bevele. Verstaan jy dit? En al is daar 7 biljoen mense op hierdie aarde, in die omvangrykheid van God, as jy hoes, weet hy, Dries het gehoes. As ek bid, antwoord hy nie wil hy nie. As ek roep, stuur hy nie die engel wit huis toe nie. Dis daarom 'n netjiese plek, jong. Hy ken jou naam. Hy weet hoeveel hare daar nou op jou kop is. Kan een haar jou besig hou? Jy worry nie eers nie. Julle het dit nie Sondag agtergekom nie, maar terwyl ek preek hierso, met eens is hier een lang swart haar hier op my notas. En nou wil ek hom net wegvee. En hoe meer ek hom vee, hoe meer krul hy en kom hy terug, hy staties of iets. Maandagoggend toe ek hier by die kerk inkom, toe onthou ek van daai een haar, en ek stap hierna toe, ek vat 'n lap en ek vee die ding af. Ek het nie een keer gewonder wie se haar is dit nie, ek het nie gevra wie se haar is dit nie. Maar een haar kan jou besig hou. Een irritasie kan jou hele gedagtes gryp. En nou sê hy vir jou, ek weet elke haar op jou kop, man. En jy sit so in hemelse plekke by hom, dat vanaand as jy slaap, in hy diep slaap, dan toets hy jou niere. Want môre gaan hy jou gebruik. Hy wil weet jy's reg.
Hoekom sal hy my niere toets en as hy dan sien as fout, dan gaan hy niks aan doen nie? God will take care. Hy sê, slaap is goed vir jou. Slaap is, ja. Want dis wanneer hy sy engele stuur. Maar hy toets jou niere, nie 'n engel nie. En hy sê, ek ken jou gedagtes. Kry jou gedagtes vanaand reg. Ek is opgewek uit die dood. 'n storm tref jou vandag. Maar die storm gaan jou nie sink nie. Want die opwekker is in jou. So in die storm, gaan ek onthou nou. Moenie laat jou hart ontstel word nie. Hy check my niere vanaand, free of charge. Ek moenie ontsteld word nie, sou die storm my slaan. Hoekom? Want hy het my opgewek. Hy wek my vandag op. Hy hou my op. Saam met Christus. Hou nou net hierso, gaan lees dit weer by die huis. Daai opwekking is God. Christus het nie homself opgewek. Dis die betrokkenheid by die Vader. As jou wekker jou wakker gemaak het, dan weet jy dis jou wekker. Môre gebeur daar 'n ding in ons huishouding. 10 minute voor die wekker, toes ek so wakker soos nou. En die volgende oomblik is ek af in die gang en ek maak koffie en ek bring dit kamer toe. Wel, maar sê, wat gaan nou aan? Sê, daar is jou koffie. En terwyl ek in die bed klim aan daai kant, gaan die wekker af, sê, hoe laat is dit nou? Dit is 4:30, is wakker word tyd. En weet jy wat, 'n uur later, sê ek van, weet, my hele routine is uitgegooi, ons is 10 minute te vroeg. Sien, as hy jou opwek, op sy tyd, gooi hy die routine uit, van dit wat die duiwel wil doen. Hy wek jou op vanaand. Die duiwel wil hê, jy moet nog so 'n bietjie ontstelter wees. Maar vanaand sê ek, in hierdie hemelvaart aand, net soos wat hy opgegaan het, het hy my opgewek. Soos wat hy uit die graf uitgekom het, het God my opgewek. Soos wat Jesus opgevaar het, so is my gees vanaand saam met hom, my gees lewe in die geloof in hemelse plekke. En weet jy wat, geen demoon, geen duiwel kan inkom in hemelse plekke nie. Want sonde kan nie in die teenwoordigheid kom nie. As een demoon, Lucifer, wat jou elke dag gaan aankla, maar hy doen dit op 'n afstand. Ek dink vandag doen hy dit met 'n e-pos. Want hy kan nie eers naby kom nie, hy moet dit van 'n afstand, dink net 'n bietjie. Nou sê hy vir jou, Efesiërs, jy's opgewek om in hemelse plekke te sit. Laat die honde blaf, die bus ry, man. Laat die duiwel sê wat hy wil. I know who I am. I'm no longer a slave. Ek gaan wen. My attitude is changing from glory to glory. Not from disaster to disaster. Intussenin hou die Here my maar ook net aan die gang. Hy het my gered, dit was genade. Ek sit in hemelse plekke, dis destiny. Hy het my bestem vir dit. Vers 7 van Efesiërs 2. Hoor nou mooi, hierdie goed.
Want jou gees sê, dis wat ek soek, en jou vlees sê, yes, ek kan dit gebruik. Dan kan ek nou ryk en invloedryk en alles word. Here. Vers 7 sê, bestraf daai vlees. Want die lewe wat ek nou in die gees lewe, of in die vlees lewe, leef ek in die geloof. Die vlees is nie pertinent nie. Hy het al hierdie goeders gedoen en my in hemelse plekke laat sit, met hierdie doel, sodat hy in die eeue wat kom, nie een van ons is 'n eeu oud nie, dis maar 'n gedeelte van die eeu. Met ander woorde, hierdie ding is nie vir 'n seisoen, toe die apostels doodgaan, toe sit verby nie. Hy het hierdie goed gesê en gedoen, sodat hy, Christus, in die eeue wat kom, hoor nou, kan betoon. Kan betoon. En nou hierdie, want hierdie maak baie keer 'n groot verskil. Ag pastoor, ons moet net, dis net lekker, moenie worry nie man, hy wil betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goederentierenheid oor ons in Christus Jesus. Hemelvaart. 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 Ek dank die Here, in 2025 is ons nog in een van daai eeue. Sodat God kan betoon. Dit beteken hy wil wys. Met ander woorde, dit gaan sigbaar wees. As ek vir jou sê, hier's 'n sweet in my sak, dan vat jy dit in nie geloof. Jy glo op my woord. Jy moet dit glo. As ek vir jou sê, hier's 'n bottel water, wat doen ek? Ek wys jou. Jy hoef dit nie te glo nie, jy sien dit. Sodat hy in die eeue wat kom kan wys. Dis op jou. Dis op hulle. Dis op daai gemeente. Vanmiddag in 'n oomblik gee die Here 'n plan en 'n deurbraak, en net nou toe ons die sing, toe maak die Here dit vir my oop en hy sê, watch my. Watch my oor jou gemeente. Watch my oor jou. Stap mooi. Want ek gaan betoon. En hierdie vertaling is so skitterend, ek het nie in die ander vertalings gaan kyk nie. Hy praat van uitnemende rykdom. Hier's baie ryk ouens om ons. Maar as hy van God praat, dan sê hy, ek doen hierdie goeders, want ek wil in my eeue wat kom, my uitnemende rykdom betoon. Vul my kap los. Nee, Here. Fill this land. Fill this nation. Waarvoor glo jy? Net vir jou bekertjie vol? Uitnemende rykdom, sê dit. Hy wil uitnemende rykdom, hy's nie bang om, he calls us his friends. Was jy vandag perfek? Nee, maar jy is nog steeds sy vriend. Hy's nie bang om uitnemende rykdom oor jou te release nie, van sy genade. Sy genade. Weet jy hoe werk sy genade? Genesis 8 vers 1. En God het Noag onthou.
Gaan lees dit in die ou vertaling. And God remembered Noah. En die diere wat saam met hom in die ark is. Jy sien, God se genade dink nie net aan Noag nie. Hy dink aan sy gesin. Hy dink aan die diere. Hy dink aan daai hele groep geredde skepping. En hy bewys uitnemende genade deurdat hy 'n wind stuur wat daai water begin optel. Sodat hulle weer kan uitkom. Uitnemende genade is nie net by die kruis nie. Uitnemende genade bewys hy aan jou as jy 3 minute later sukkel om by jou huis weg te ry en as jy op die highway kom sê jy, as ek 3 minute terug hier was ek in daai ongeluk. Uitnemende genade kom in elke vlak van jou bestaan na vore. Uitnemende genade sê, ek maak jou gesond. Uitnemende genade is nie net rand en sent nie, maar dit is ook rand en sent. Want Dawid sê, ek het oor my hele lewe gekyk, en Dawid was 'n paar jaar oud, hy sê, en ek het nooit die regverdige, hy het nie die woord verstaan van wedergebore nie, hy het gepraat van regverdige, dit was wettiese terme, as dit in die Nuwe Testament geskryf was, sou hy gesê het, ek het nooit 'n kind van God gesien, in broodsgebrek nie. Jy dalk een gehad vandag, een snytjie, maar jy moet in die geloof begin sê, uitnemende heerlikheid, uitnemende rykdom van genade. Wie weet, miskien wou God jou vertrou met 'n bakkery en jy soek 'n brood. Hy gaan verder met daai beskrywende sin. Uitnemende rykdom van sy genade in goederentierenheid. Gaan slaan dit op vanaand. Google dit. Die handboek van die Afrikaanse taal. Dis waarmee ek groot geword het. Dit was ons Google. Het hom geblaai. Sê, goederentierenheid is die vermoë van iemand, wanneer hy die reg het om jou kwaad te doen, maar hy besluit om aan jou goed te doen. Dis goederentierenheid. Wanneer hy die wetlike reg het om aan jou kwaad te doen, maar hy besluit, hy gaan vir jou goed wees. Dis goederentierenheid. So, hierdie is nie net vir die heilige en veilige 3 nie, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. He gave them authority to be called. So, 'n demoon kan nie vanaand hier inkom en sê, I'm a child of God, nie, hy is uit. Jy het nie daai mag nie. Hy sal homself manifesteer en ontbloot. Goederentierenheid. Oor wie? Ons in Christus. Ons in Christus. Jy in Christus. Disciple. Connected to Christ through his body. Deur sy liggaam. Daar is nie een van ons. As ek dit probeer, ek dink nou net, as ek daai sleepwaandjie daar in die garage gaan bære het, en ek het hom met 'n gat aan my vasgemaak, aan die kar. Ek so 'n lang gat moes gehad het. Waar sou daai gat al gelê deur die land? In die Kaap en Mosambik en oralste sou stukke gat moes lê. Want hy is connected. Nee man, hy is net connected as ek hom gehak het. Dis tyd laat ons hak.
vir die wat in Christus is. Terwyl ons vanaand vir 'n oomblik opkyk en sê, he went away but not to stay, besef ek, maar hy het my opgewek, sodat ek nie in die varkhok nie, maar in hemelse plekke. Dis sy wil. Hoe het hy ons geleer bid? Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. In die gees sit ek in hemelse plekke, maar in die vlees loop ek in Leidenburg se strate, maar laat daai autoriteit en krag en goederentierenheid en uitnemende rykdom my volg. Want daai selfde Dawid het gesê, net goedheid en guns. Kom ons wees eerlik. Hoeveel van dit wat jy vandag deurleef het, was goedheid en guns van God? Man, dalk 2% vir die average. En die ander sê, ag, die Here weet, hy sal gee. Nee man, staan op en sê, ek is opgewek, môreoggend, vanaand as jy gaan slaap, Here, ek gaan nou slaap, want my gees sit in hemelse plekke, laat my drome sien wat ek daar kry. Terwyl hy my hare tel en my niere check, asseblief Here. Laat die uitnemende rykdom van God in my gedagtes en in my attitude inkom. En dan sê hy, as daai selfde gees my opwek, dan breek ek deur. Dan breek ek deur. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed. Dankie Here dat U gegaan het om vir ons plek te berei, sodat ons eendag, as ons sterf of as U terugkom op daardie wolk van heerlikheid, van teenwoordigheid, ons omvat om fisies saam met U in daai wolk te wees. Maar help ons in die volgende paar jaar wat ons asemhaal en lewe aan die kant van die doodjordaan. Efesiërs 2 vers 4 tot 8 fisies uit te leef. Here, dat dit in ons harte sal manifesteer. En terwyl ons dit sien manifesteer, ons sal opkyk na U toe en sal weet U kom weer om my te kom haal. Maar tot dan leef ek in die uitnemende genade en die goederentierenheid van die Seun van God, wat my in Christus opgewek en in hemelse plekke laat sit. Here, laat ons dit net vanaand vir 'n paar oomblikke ervaar, laat ons vir 'n paar oomblikke dit waardeer, dat ons vanaand net weet, God, you're so good. You're so good. You're so good. Voordat ek afsluit of afsit, ek wou dit net nou doen en ek wil jou nie op 'n spot sit nie. Alta, kom bid vir ons profeties. Die Here het iets in jou hart gesit vanaand, iewers in hierdie aanbiddingsdiens. En ek weet, ek wou jou net al vra, toe dog ek, laat ek dit net eers los. Maar jy moet hier kom en die mikrofoon vat. En net dit release wat die Here in gebed in jou hart gesit het vir vanaand. Alta. All the that just as Voor ek kan bid, wil ek net dit sê dat eintlik al hierdie hele week wat ek loop met dit, dat the joy
of the Lord is my strength. En vanaand ons hier so gesing het, all my life, the goodness of God is following me. En het net vir my bevestiging geword dat, waar jy ook al vanaand is, wat jy ook al voel, the joy of the Lord is your strength. Al voel dit vir jou, jy kan nie deur hierdie battle gaan nie. Al voel dit vir jou, Here, maar hierdie is 'n berg. Keep on moving. The joy of the Lord is your strength. Here, ek dank U. Ek loof U. Ek prys U. Want Here, met U aan my sy, kan ek 'n bendestorm loop. Met U aan my sy, weet ek tot wat ek in staat is. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, en ek wil vir U sê, Here, aan U kom toe al die lof, al die eer, al die krag. Dankie, Here, dat ons dit kan vasmaak, dat ons dit kan anker, en dat ons nie soos 'n ongelowige is nie, maar dat ons hoop het vir die toekoms, want ons het 'n hoopvolle toekoms, Here, want Christus leef in ons, en ons sal nie bang wees wat ons sien nie, Here, want met U aan ons sy sal ons 'n bendestorm loop, en ons dank U daarvoor, Here. Amen. Bless the Lord. Loof die Here. Mag die Here U ryklik seën. Ons kyk uit daarna om die Sondagoggend te sien. En moet nou nie weghardloop omdat U hoor ek praat oor finansies nie. Oor 3 maande gaan jy sê, dank die Here, hy het, en dan gaan jy my kom sien en sê, hoekom het jy nie 5 jaar terug nie? As jy dink is vir jou moeilik om na dit te luister, moet jy weet hoe moeilik is dit om voor te berei. En te sê nou, Here, ek het so baie goed wat ek wil preek. Maar U sê nou. En kom met 'n ontvanklike gees. Here, seën U en gaan in vrede. Wees veilig in hierdie koue weer daar buite. Amen.